Goeiedag graad 2's en baie welkom by week 5. Ons het hierdie week 'n lekker interessante les, so kom ons begin. Nou, soos juffrou gesê het, is ons nou in week 5 en ons het nog net 2 weke oor voor ons formele assessering. Ons begin heel eerste met getalle, bewerkings en verwantskappe. Hierdie week doen ons vinnige herroep van 0 tot 15 en jy gaan maal en deel somme doen met 5. Onthou ook om elke dag met jou tellers te skat en tel. Nou wanneer ons soms by plussomme kom, dan kan ons bietjie te mekaar raak, want nou moet jy begin by 4 en jy moet dan al die pad 28 aantel om dan by die antwoord uit te kom. Maar soms het ons nie 28 vingers om op te tel nie en dit maak dit net baie moeilik en jy is nie verseker om by 32 uit te kom nie. Nou hier is vir jou 'n wenk. In plaas daarvan om by 4 te begin en 28 aan te tel, dan kan jy net die getalletjies omruil en dan by 28 begin en net 4 goedjies bytel, net 4 getalletjies bytel. En dit maak dit dan nou makliker vir jou om dan te tel. So kom ons kyk gou vinnig, as ons by 28 begin, hoef jy dan nou net 4 getalletjies aan te tel in plaas van 28 getalletjies. Selfde vragies wat sy gevra het vir die dae van die week, kan sy vir jou vra vir die maande van die jaar. Byvoorbeeld, watter maand is dit nou? Watter maand sal dit volgende wees? En watter maand was dit laas maand? As dit nou September is, watter maand is na September? So julle kan dan nou al daardie vragies gaan oefen en mamma kan dit vir jou vra en dan kan jy jou maande van die jaar oefen. Jy moet elke dag op die kalender werk en oefen hoe 'n kalender werk. So ons kan hierbo sien dat hierdie is 2025 se kalender. So hulle sê gewoonlik vir jou op die kalender wat die jaar is. So dit kan nou enige jaar wees en hierso het hulle so lank vir ons die eerste 3 maande van 2025 se kalender gegee. So heel bo aan gee hulle gewoonlik vir ons in watter maand dit is. So hierdie kan ons sien, hierdie blokkie is Januarie, hierdie blokkie is Februarie en hierdie blokkie is dan nou Maart. Nou hierbo sal julle sulke lettertjies sien, net 'n t, 'n w, 'n t, 'n f en 'n s. Nou dit staan vir die dae van die week. Nou hulle begin op hierdie kalender met Sondag en ander kalenders hou daarvan om te begin op Maandag. Dit maak nie saak nie, jy moet maar net mooi gaan kyk wat daarbo staan. So daar is Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag. Hierdie is nou 'n Engelse kalender. So gewoonlik as dit 'n Afrikaanse kalender is, sal daardie nou 'n d wees en daardie een sal ook 'n d wees en daai een sal 'n f wees vir Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag. Nou mamma kan vir jou nou enige iets oor hierdie kalender gaan vra. Sy kan byvoorbeeld vir jou vra, watter dag is die 15de Januarie? Dan moet jy vir haar kan sê, dit is 'n Woensdag, want ons kan sien hy val reguit oor die Woensdag se lyntjie. As mamma vir jou vra, watter dag is die 21ste Januarie, moet jy vir haar kan sê, dit is 'n Dinsdag. So jy moet mooi gaan oefen op hierdie kalender, hoe hy werk en wat alles gedoen kan word op hierdie kalender. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na tydsverloop. Hoe lank vat dit? Kom ons sê nou maar juffrou het 3 uur begin teken. En 7 uur het ek klaar gemaak met my prentjie. So hoe lank het ek geteken? Kom ons kyk. Wat jy gaan doen is jy gaan tel van 3 uur af tot by 7 uur. Maar onthou wanneer ons tel ons nooit die eerste nommer nie. Ons tel van die tweede enetjie af, nê. So kom ons tel 1, 2, 3, 4. Dit het 4 ure gevat om my prentjie te teken. Kom ons kyk nou na nog 'n voorbeeld. Kom ons sê Jannie loop 10 uur by die skool en hy kom eers 12 uur by die huis. So nou gaan ons tel van 10 uur tot by 12 uur. Kom ons kyk hoe lank het Jannie geloop. 1, 2 ure. Dit het vir Jannie 2 ure gevat om tot by die huis te loop. Maar juffrou kan ook vir jou 'n vragie vra soos, ek het
2 uur begin met huiswerk, maar ek het eers 3 ure later klaar gemaak met my huiswerk. Hoe laat het ek klaar gemaak met my huiswerk? So ek het 2 uur begin en dit het my 3 ure gevat om my huiswerk te doen. So hoe laat het ek klaar gemaak? Kom ons tel. Ons het gesê ons begin by 2 uur, maar ons tel nie hierdie eerste getalletjie nie. So kom ons tel. 1, 2, 3. So ek het 5 uur klaar gemaak met my huiswerk. Kom ons doen nou nog 'n voorbeeld. Ek ry 6 uur by my huis en ek is op pad Durban toe. En dit vat my 5 ure om tot in Durban te ry. Hoe laat kom ek dan nou in Durban aan? So wat gaan ons doen? Ons gaan by 6 begin tel. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ure en ek stop dan 11 uur in Durban. Ons beweeg nou aan na aktiwiteite. Kom ons kyk nou na julle aktiwiteite. Blitsbrein 13. Grootste getal eerste. Skryf die som oor sodat die grootste getal eerste is. Bereken dan die antwoord. Onthou, ons het hier die sommetjies mos gedoen. Nee, so as jy nie mooi kan onthou nie, gaan gou terug na die eerste paar skyfies toe, dan gaan kyk jy hoe om dit te doen. Dan getalpatrone, jy gaan dan nou die getalpatrone invul. Volgende breuke. Kleur die volgende in. Gelyke breuke is blou en ongelyke breuke is rooi. Nou, hoe weet ons of dit 'n gelyke breuk of 'n ongelyke breuk is? Wanneer jy gaan kyk na die breuke, dan sal jy sien byvoorbeeld hierdie breuk hier op die einde. Daai sirkel se breuke is nie gelyk nie. As jy vir Sissie hierdie stukkie sjokolade moet gee, gaan sy bitter ongelukkig wees, want dit is glad nie gelyk nie. Maar as jy byvoorbeeld jou sjokolade so deel, dan gaan Sissie baie gelukkig wees, want dan het julle ewe veel. Dan kyk ons gou vinnig na die volgende. Hierso het ons patrone wat groei en patrone wat krimp. So verleng die volgende patrone deur te wys hoe die patrone groei of krimp. So jy gaan nou kyk hierso na hierdie patrone en jy gaan sê of hulle groei of krimp. So jy gaan hulle verleng. Dan volgende het ons 'n lekker breukemuur aktiwiteit. Gebruik die breukemuur op die volgende bladsy om dan die vrae te beantwoord. Hierdie is dan nou die breukemuur. So jy gaan nou hierdie instruksies volg, so jy gaan die 1 hele rooi inkleur, 2 halwes blou, 1/3 groen, 1/4 oranje, 1/5 pers en 1/8 geel gaan jy inkleur en dan gaan jy die volgende vrae beantwoord. Dan het ons nog 'n lekker breekdeelaktiwiteit. Kleur die volgende breuke in. So jy gaan die vragies lees en dan gaan jy die breuke invul. Dan het ons tydsverloop. Hoe lank vat dit? Teken die wysers op die horlosies en bereken dan die antwoord. Kom ons doen gou die eerste een. Andrei begin 6 uur in die oggend skool toe stap. Hy kom 7 uur by die skool aan. Hoe lank het hy gestap? So jy gaan nou die wysertjies gaan invul. Een gaan 6 uur wees en die ander een gaan 7 uur wees. En dan gaan jy uitwerk hoe lank het dit vir Andrei gevat om tot by die skool te stap. En dieselfde met die res van hulle. Dan volgende het ons lekker blitsbrein 14. 3 groepe van 5 is gelyk aan 3 maal 5 en jy gaan dan die antwoord neerskryf en dieselfde vir die res van hulle. Dit is maar die 5 maal tafel en ons het dit hierdie week geoefen, so jy ken seker nou al hierdie 5 maal tafel uit jou kop uit. Dan volgende tydsverloop, hoe laat? So dit is presies dieselfde as op die vorige skyfie, dit is nou net ander woordsommetjies. Dan het ons hierso 'n blitsbrein 15, lekker spoedtoets wat jy kan doen. Dan is hier 'n prentgrafiek van 'n pizza. Kleur die pizza in en beantwoord die vraag. So die driehoeke is geel, die sirkels is rooi, die vierkante is groen en die reghoek is pers. En dan gaan jy nou die vragies beantwoord oor hierdie pizza die prentgrafiek. Nou goed oukies, juffrou hoop julle het hierdie week sommer baie geniet en dat julle baie nuwe dinge geleer het oor breuke en dat julle sommer nou super slim is. Juffrou is so trots op jou en ek sien uit vir volgende week.